uit Romeine 8, want ons gebruik baie keer hierdie een teksvers om aan te dui wat ek vandag oor gaan praat. Romeine 8 vers 28. Net so tussen ons is in so 'n klein reeksie voordat ons met die pad saam met Jesus begin wat aan die kruis geëindig het, totdat dit gebeur. Ons praat op hierdie stadium oor goeders wat ons baie keer dinkverse sê, maar dit is nie noodwendig so. En een van die verse tref 'n mens aan in Romeine 8. Ons lees vanaf vers 26, waar Paulus skryf die wêreld hier buite is nie altyd 'n maklike plek om in te bly nie, maar dan sê hy vers 26, so kom die Gees ons ook in ons swakheid tot hulp. Want ons weet nie mooi waarvoor ons behoort te bid nie, maar die Gees tree self vir ons in, met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Hy wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, dat hy volgens die wil van God vir die heiliges intree. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat reeds tevore geken het, ook vooruit bestem om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat hy die eerstgeborene onder baie broers kan wees. Ek lees weer vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Daarmee saam 'n gedeelte wat aanvanklik klink asof dit niks hiermee te doen het nie, maar alles hiermee te doen het. Uit Johannes 9, en dis ook die gedeelte wat vanmôre in ons kinders se katekesisstukkie is. Johannes 9, op my Bybel op bladsy 120 van die Nuwe Testament. Ek lees uit die 2020 vertaling, Johannes 9, en ek lees vanaf vers 1. En in die verbygaan het Jesus 'n man gesien, wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus het geantwoord, nog hy, nog sy ouers het gesondig. Maar dit het gebeur sodat die dade van God in hom geopenbaar kan word. Ons moet die dade doen van hom wat my gestuur het, terwyl dit nog dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as wat ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het hy op die grond gespoeg en modder van die speeksel gemaak, die modder aan sy oë gesmeer en vir hom gesê, gaan was jou in die bad van Siloam. Bad, as dit vertaal word, gestuurde beteken. Hy het toe gegaan en hom gewas. En toe hy terugkom, kon hy sien. Die bure en die mense wat hom voorheen gesien het, toe hy 'n bedelaar was, sê toe, is dit toch nie hy wat gesit en bedel het nie? En ander het gesê, dis hy. Nog ander het gesê, nee, dit lyk maar net soos hy. Maar hy het gesê, dit is ek. Hulle vra hom toe, hoe is jou oë dan oopgemaak? En hy antwoord, die man wat Jesus genoem word, het modder gemaak, dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam en was jou. Ek het toe gegaan en my gewas. En ek het begin sien. Ek lees vanoggend net tot hier gelees. Gelowiges gee graag hulle harte vir die Here, maar baie keer hou hulle koppe, hulle breins, hulle breine vir hulle self. Gelowiges is dikwels mense wat sê, ek het my hart vir die Here gegee, maar die gedagtes wat soms in hierdie koppe leef, is ver van dit wat die een vir wie het my hart gegee, wil hê in my lewe moet gebeur. Soms broei hier gedagtes wat 'n werklikheid oopmaak, wat ek vir die waarheid aanvaar, wat nie naby dit is van waarvoor hy gestaan het. Hoekom gebeur dit so? Ons breine, of breins, is nie altyd ons grootste vriende nie.
'n brein wil altyd sin maak van die lewe. 'n brein wil alle inligting wat na jou kant toe kom orden om iewester in gaatjies in te pas sodat hy kan voortgaan, want 'n brein hou nie van onsekerheid nie. Alles moet sin maak, alles moet verstaanbaar wees. Anders is daar groot moeilikheid. En daarom sal hierdie gedagtes van jou enige koneksie uit die lug uitgryp om van iets te probeer sin maak. Wat bedoel ek? Dikwels na 'n groot stuk trauma, of 'n verskriklike ding wat in mense se lewens gebeur, of 'n groot krisis, of 'n geweldige verlies, dan kom geliefdes en hulle sit hulle hande om hulle skouers en sê, ek weet, dit is nou baie seer, en ek weet jy verstaan nie nou nie. Maar eendag sal jy verstaan, want alles gebeur met 'n rede. Daar's 'n doel agter alles. Alles gebeur met 'n rede. Dis baie keer wat ons vir mense sê, wat geweldig stikkend is, en verlies ervaar. Dis wat ons dikwels vir mense sê, goeie mense met wie slegte goed gebeur, wat hierdie goed nie verstaan nie, dit maak nie sin nie. Die buurman wat langs hom bly, ken die Here glad nie, maar dit gaan goed met hom. En dan is hierdie persoon wat die Here ken en nou maak hierdie goed kom net. En dan sê hoorie, jy verstaan dalk nie nou nie. Maar alles gebeur met 'n rede. Hoekom sê ons dit? Ons sê dit nie omdat ons wreed is nie. Ons sê dit met baie empatie en baie liefde. Ons sê dit baie keer omdat daar niks anders is om te sê nie. Ons sê dit omdat ons woorde opraak en ons sê dit ook omdat ons baie keer met iemand sit wie se stikkend wees hier nou so gebreek het en nou probeer jy 'n groter prentjie oopbreek en sê kyk 'n bietjie soontoe. Die doel gaan nog duidelik word. Alles gebeur met 'n rede. Ons mense het die behoefte om ook die onverstaanbare te verstaan. Onsinnige moorde, jou brein sê ons moet dit verstaan. Ons moet iewers net iets uitwerk. Wrede plaasmoorde, sinnelose verkrachtings wat mense se lewens opvoed vir die res van hulle lewe. Motorongelukke wat gesinne uitwis. Uitgeteerde kankerlywe. Ons staan by daai wet en sê, jy verstaan nie nou nie. Maar alles gebeur met 'n rede. Ek lees hierdie week dat dit so 6 maande terug gebeur, dis ou nuus. Van 'n tannie van 79 in die Kaap wat op pad kerk toe was. 'n dowe tannie op pad kerk toe wat doodgesteek is. Op pad kerk toe. En as iemand vir my sulke tye sê, alles gebeur met 'n rede, vir 'n rede, dan wil my hart nie daai woorde vat nie. Want dit is nie waar nie. En dis hoekom ons gewoonlik hierdie woorde gebruik, nie in goeie tye nie. Het jy al agtergekom? As alles goed gaan, as alles voorspoedig is, as jy die lewe verstaan, as jy kan getuig van die seën van die Here, dan is ons nie mense wat sê alles gebeur met 'n rede nie, want dit is nie nodig nie, want jou brein verstaan alles. Maar as wanneer die donkerte kom, en die onverstaanbaarheid oor alles kom lê, dan ewe skielik sê ons, alles gebeur met 'n rede. Met die mooiste intensies, heel opreg. Maar eintlik verkondig ons so bietjie van 'n gebroke waarheid. Baie keer in hierdie oomblikke, as hierdie onsinnige goed gebeur, dan is ons soos maar die mense wat in stilligheid met God praat en vir hom vra, is dit werklik wat U vir my wil hê? Is dit werklik wat U vir my pad beplan het? Want in sulke tye wil 'n mens nie hoor. Alles gebeur vir 'n rede nie.
ons is nie die eerste mense wat hierdie woorde gebruik het nie. Ook die tweede geslag, ook die derde geslag. Soos alle ander woorde, het ook hierdie woorde sy voetspoor in ons verlede. En nou kom mense ook en hulle sê, die Bybel sê so. Die Bybel sê, alles gebeur vir 'n rede. En dan haal hulle gewoonlik Romeine 8 vers 28 aan. Wat staan in Romeine 8 vers 28? Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat hy geroep het. Alles gebeur met 'n rede, God laat alles ten goeie meewerk. Maar kom ons gaan terug na die brief toe. Ons haal nooit net 'n vers uit nie, ons kyk waar hy staan, hoekom hy daar staan, deur wie hy geskryf is, vir wie hy geskryf is. Nou, Paulus skryf ook hierdie brief vir die mense in Rome. Die Romeine, dit was die lidmate, die gemeente in Rome. En ons het verlede week gesien, die gemeente in Filippi het nie 'n stryd gehad onder mekaar nie, want hulle was almal heidene wat Christene geword het. Maar hierdie gemeente het 'n groot stryd gehad. Hier was groot gevegte. Hoekom? Want in hierdie gemeente was daar Christene wat eers heidene was, en daar was Christene wat eers Jode was. Daar was Christene wat eers heidense Romeine was, en daar was Christene wat heidense Grieke was. En daar was Christene wat Jode was. Voeg die drie by mekaar en jy sit met 'n kookpot. Nou baie vreemd. 'n Mens verstaan nie hoekom Paulus verantwoordelikheid neem vir hierdie gemeente nie. Want hy het hom nie gestig nie. Paulus het gewoonlik op sendingreise gegaan en dan het hy langs die pad gemeentes gestig en dan het hy daai gemeentes versorg. Hy het by hulle weer gaan kyk en as hy dit nie kon doen nie, het hy briewe uit die tronk uitgeskryf. Maar die gemeente in Rome is nie deur Paulus gestig. Daai dag in Handelinge 2 vers 10, toe die Heilige Gees uitgestort was, was daar ook mense van Rome teenwoordig, lees ons, en hulle moes teruggegaan het en hierdie gemeente gestig het. 'n Gemeente vol Christene wat eers heidene en Jode was. Lees 'n bietjie Romeine, dit maak jou moeg, want jy kom agter, Paulus skryf hier vir mense wat dit wil kies om te veg. Ook in 'n gemeente kan daar mense wees wat kies om spanning en konflik te bring. Dit maak 'n mens moeg. En op 'n stadium was al die Christene uit hierdie gemeente uitgeban 49 na Christus, want die keiser het gesê, dis julle skuld dat Rome gebrand het, maar mettertyd het hulle weer teruggekom en toe die spanning nog erger geword. Maar nou 'n ander ding. Paulus skryf hierdie brief vir hulle om te verduidelik hoekom hulle in vrede moet saamleef, om die Bybel vir hulle eintlik duidelik te maak, die woord van God, maar dan probeer hy ook vir hulle praktiese riglyne gee van hoe om te leef, saam met mekaar en in die wêreld. En dis hier waar hy met baie vreemde gedagtes te doen gehad het. Want die spulheidene wat van Rome afgekom het nog die idee van hulle gode in hulle kop gehad. En die spulgrieke wat deel was van die gemeente het nog die idee van hulle spulgode in hulle kop gehad. En die Jode wat deel geword het, gaan ons net nou sien, het nog hulle eie idee van God in hulle kop gehad. En nou kom Paulus en hy sê, stop, ek wil julle vertel van die Here. Maar ek weet waar julle vandaan kom, maar ek wil vir julle vertel waartoe julle op pad is. As jy oor die heidene in daai gemeente praat, die Grieke en die Romeine, het hulle 'n mitologiese wêreldbeskouing gehad. Wat beteken dit? Voordat hulle die Here begin dien het hulle 'n klomp gode gedien. Jy kom kies en keer. Die spul Romeine in daai gemeente het gekom van 'n plek af waar hulle gesê het die mens se noodlot word vooraf bepaal deur God. In hulle geval was dit die Romeinse godin Fortuna. Dis haar naam, Fortuna. Sy was die godin van die noodlot. Sy het jou hele lewe vooruit bepaal. Maar daar was een ding van Fortuna. Sy was nie 'n aangename godin nie. Sy was blind. En dit het haar onverantwoordelik gemaak en baie keer onvoorspelbaar.
So as daar slegte dinge met jou gebeur het jy geweet, Fortuna het hierdie goed oor jou pad gestuur, want sy is blind, en sy is onvoorspelbaar, en sy is nie 'n lekker godin nie. So enige gemors oor jou pad, en jy kon jou vinger wys en sê, dis Fortuna se skuld, jy sou dit nie hardop gedoen het nie, want jy sou met jou lewe betaal het. Die Grieke was nog erger. Hulle het 'n hoofgod gehad, Zeus, maar Zeus was te besig. Daarom het hy 'n spul godinne gehad wat die noodlot vir hom hanteer. Hulle naam was die Morai. En hulle bestaan uit Klotos en Lachesis en Anthropos. Nou Klotos kon lewe skep. En sy het begin om die lewe te skep. Elke mens het by haar begin. En dan het Lachesis gekom en sy het 'n maatband gehad. En sy het dan afgemeet, hoe lank gaan hierdie mens leef? En dan het Anthropos gekom met 'n skerp en die ding daardeur geneem. Alles wat in jou lewe gebeur het, was deur gode en godinne bepaal, lank voordat jy hier in aarde was. Met die Romeine se geval het hulle te doen gehad, met 'n onvoorspelbare blinde godin. En in die Griekse geval het hulle te doen gehad met 3 godinne, vir wie almal bang was, selfs Zeus. En enige ramp of probleem wat oor jou lewe gekom het, was iets wat hulle bepaal het. Dikwels is daar geglo as straf vir jou sonde. En nou skryf Paulus vir hierdie mense, want dis hoe hulle hierdie gemeente ingekom het met hierdie gedagtes. En partykeer moet hierdie gedagtes eers uitgevat word, sodat hulle ooreenstem met die geloof wat in jou hart sit. En dan maak Paulus dit duidelik van die begin af. Die God wat ons hier aanbid, is heeltemal anders as die gode wat julle tot dusver aanbid het. As jy gedink het die heidene was die enigste groep mense wat met bagasie in daai gemeente ingekom het, kom ek vertel vir jou van die Jode wat in daai gemeente was. In Johannes 9 stap Jesus saam met sy disippels, en dis nou al ouens wat 'n paar jaar saam met hom geleer het, Jode, en hulle kom by 'n blinde man. En dan word daar sommer voor hom gesê, let wel, dis 'n blinde man, nie 'n dowe man nie, sommer voor hom. Hierdie ou wat hier sit, hierdie blinde bedelaar, hierdie stuk gemors enkele, hierdie suurstofdief. Wie se skuld is dit dat hy blind is? Syne of sy ouers? Dit was moeilik gewees het om blind te wees en ander mense so van jou te hoor praat. Wie se skuld is dit? En dan wil jy eintlik vir hulle sê, hoor die dom ouetjies, hy is van sy geboorte af blind, so dit kon nie sy skuld gewees het nie. Maar nee, die Jode het geglo, jy is gestraf oor die sonde van jou ouers, of jy het die vermoë gehad om in jou ma se baarmoeder sonde te pleeg, sodat dit jou eie sonde is, wat jou met geboorte blind laat. Of daar's nog 'n groep, wat in 'n reïnkarnasie geglo het, in 'n vorige lewe, moes jy iets gedoen het. Vang dit jou op, met wat se beeld hierdie mense oor God in hulle koppe geleef het. Val dit jou op, dat hulle vir 'n oomblik kon dink dat God hierdie babietjies sou straf, voordat hy op aarde sou kom. Hierdie groep mense het hier gestaan en gesê, ek kyk na hierdie blinde man, alles gebeur met 'n rede. Wat is die rede vir sy blindheid? Sy sonde of sy ouers? Skokkend. Die prentjie wat hulle van God in hulle koppe gehad het. En dan kom Jesus en hy trek 'n streep deur alles. Hy nooi hulle letterlik om nie te kyk. Lang voordat hulle van die Romeinse gemeente deel sou wees, nooi Jesus hulle om op nie te kyk. Dis nie sy of sy ouers se skuld nie, sê die Here. Ons leef in 'n stikkende wêreld. Ons leef in 'n wêreld wat mense gebreek het, wat God volmaak gemaak het. Ons lewe in 'n gebroke wêreld. Maar dan sê Jesus uiteindelik,
Ook in hierdie blindheid is daar die geleentheid vir God om sy grootheid te openbaar. Vir God om sy wonderlike werke te openbaar. Nou sal iemand kom en sê, maar hier is die rede, alles gebeur met die rede, hierdie man sou blind gewees het, sodat Jesus op sy stadium op sy pad gekom het en God sy grootheid kan wys. Dink jy vir een oomblik, God sou iemand vir 20, 30 jaar blind maak, sodat daar 'n wonderwerk kon gebeur. Dis nie die God wat ek ken nie. Dis nie die God in wie se liefde ek leef nie. Daai blindheid was nie God se skuld nie. Maar hoor my ook mooi. God kyk nooit verby 'n geleentheid nie. 'n Engelse kommentaar sê dit so mooi. God never wastes a crisis. God kyk nooit verby 'n geleentheid om met iets te werk nie. En dis wat Paulus in Romeine 8 vers 28 geskryf het. God is nie die rede agter alle seer, agter alle pyn, agter alle verlies nie, maar in daardie pyn werk hy alles ten goeie vir die wat vir hom lief is. Die God wat 'n mens leer ken, ook in Romeine, is 'n God van liefde. Daarom groet Paulus hierdie mense aan die begin van sy brief. Hy sê genade en vrede vir julle van God. Die Romeine of die Grieke het nooit gode geken wat genade en vrede vir hulle gehad het nie. Dit moes nie gewees het. En dan skryf hy op 'n stadium in Romeine 1 vers 20. God het sy onsigbare eienskappe, sy ewige krag en goddelikheid in die wêreld kom wys. God het hiernatoe gekom met sy ewige krag en sy goddelikheid. Party mense het aangegryp en party mense het daarop gereageer. En dan skryf hy dit baie mooi. Met sinlose denke en onverstandige harte. Baie van die goed wat ek en jy in die wêreld beleef, in hierdie stikkende wêreld, is goed wat mense doen met sinlose denke en onverstandige harte. Ons dien nie 'n noodlots God nie. Ons dien nie 'n God wat soos Fortuna en soos die mooi raai alles vooraf besluit het nie. Ons dien 'n God wat jy of kan navolg of kan teestaan met sinlose denke en onverstandige harte. Alles gebeur met 'n rede? Nee. Is God die outeur van alles wat sleg en onverstaanbaar en stikkend en wreed is? O nee. Gaan God dit ten goeie laat meewerk? Beslis. Soos Jesus daai dag met daai blinde man. As 3 gevare wanneer ons sê alles gebeur met 'n rede en dit maar net so los. Eerste een is, ons vat verantwoordelikheid van onsself al weg. Ek klim dronk agter 'n stuurwiel, verwoes mense se lewens, ek verneek my vrou, alles gebeur met 'n rede, dis maar hoe dit moet wees. Nee my vriend, gaan dink weer. 'n Tweede ding, ons maak asof God boosheid gebruik om sy wil te laat geskied. 'n Kind klim agter geweer in, skien 17 klasmaats dood, alles gebeur met 'n rede, ek dink nie so nie. 'n Vliegtuig val met 350 lidmate. Passasiers aan boord. God se wil? Derde ding, as 'n mens leef, alles gebeur met 'n rede, word 'n mens fatalisties.
Jy gee later nie meer om nie. Jy sê daar, wat will be, will be. Of ek nou 'n veiligheidsgordel aansit, ek gaan iewers ter dood gaan. Of ek nou hard oefen en reg iewers is daar hartsiektes in my familie, laat dit maar net gaan. Alles gebeur met 'n rede. Partykeer sê ons iets as die waarheid, wat dit nie is nie. God laat alles meewerk ten goeie. In elke omstandigheid waarin hy is. Stap vandag hier uit. Laat dit wat jy dink en sê vir 'n slag uitkom by hom wat jy lief. Amen. Hierdie laaste lied waarmee ons ook die tweede maand inbring, is 'n lied wat ons nooit vir onsself sing nie. Dis 'n lied wat jy altyd vir iemand anders sing. Dis 'n seënlied wat jy vir iemand sing. En ek wil ook hê van die seën van die Here en elkeen van julle gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal bly wees. Amen.